Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons die waarheid van sy woord aanhoor. En ons is juist besig met hierdie reeks aktuele boodskappe. Nou dis is vrae wat mense oor jare aan my gevra het. Mense wat my kontak en sê, Gerard, ek verstaan nie hierdie ding nie, hierdie saak is my onduidelik, kan jy vir my asseblief uit die skrif verduidelik hoe ek hierdie saak moet hanteer, hoe ek hierdie vraag moet beantwoord. En die gebed van my hart is dat ek vir u so 'n bietjie leiding kan gee in hierdie saak en bietjie lig op die onderwerp kan plaas, sodat u ook beter kan verstaan wat die Here oor sekere sake vir ons wil leer. U moet altyd onthou dat ons die skrif altyd binne sy konteks moet verklaar. God se woord is vir die kind van God die barometer, die absolute boek van waarheid, en daaruit hoor ons wat God sê en daaruit verkondig ons ook die waarheid om dan die Here in alles te verheerlik. As ons sê die skrif moet binne konteks verklaar word, dan bedoel ons as daar 'n gedeelte of 'n vers in 'n bepaalde boek is, dan kyk ons binne die konteks van daardie hoofstuk, in die konteks van daardie boek wat sê die vers, en dan ook in die konteks van die hele Bybel. Nou vriende, daar is sekere kontroversiële verse in die Bybel, en daar is sekere verskille onder teoloë oor sekere sake, en daarom is het belangrik, as ek nie die antwoord vir my kan uitmaak uit die Bybel uit nie, dan moet ek teruggaan na die vroegste kerkvaders in die kerkgeskiedenis, die mense wat die naaste aan die apostels geleef het, om te sien wat hulle oor daai bepaalde vers gesê het, en oor daardie bepaalde gedeelte, om bietjie meer lig oor die saak dan te kry. Nou baie belangrik ook vriende, daar is sekere nie onderhandelbare dinge in die woord van die Here. Ons praat van fundamentele waarhede, waaroor kinders van die Here nie mag stry nie. Daar is 'n redelike groot konsensus onder die Christelike kerk wêreldwyd oor hierdie sake, en dit is dinge soos die maagdelike geboorte van Christus. Ons dink aan die goddelikheid van Jesus Christus. Ons dink aan sy plaasvervangende dood aan die kruis. Ons dink aan sy liggaamlike opstanding. Dis nie onderhandelbare dinge, en dit is dinge wat vir ons fundamenteel is, waaroor kinders van die Here moet saamstem. En dan is daar ander dinge waaroor ons kan verskil. En vriende, hierdie verskil moenie wees om 'n kerk te skeer of om 'n geveg te wen nie. Die doel is maar wanneer iemand u vra oor hierdie dinge, dat jy vir hulle 'n goeie Bybelse antwoord kan gee, sodat hulle kan dink wat jy sê en dan ook self by 'n antwoord kan uitkom. Nou een van die vrae, glo dit of nie, wat ek die meeste in my bediening gekry het, is waar het Kain 'n vrou gekry? Ons het 'n bietjie gepraat oor God het die huwelik ingestel, ons het 'n bietjie gepraat oor die gedagte van saamblyery, ons het gepraat oor egskeiding en hertrou, en vanmôre gaan ons bietjie kyk na waar het Kain 'n vrou gekry. Miskien wonder u ook, en daar is baie groepe wat baie dinge te sê het oor die gedagte van waar Kain 'n vrou gekry het, en dan wil hulle eintlik vir ons kom sê, en buite Bybelse goed inbring, deur te sê, daar was ander mense wat eers op aarde geleef het, en al die dingetjies wat hulle in hulle gedagtes opmaak, en daar is geen grond vir wat hulle sê nie. Ons gaan terug na die Bybel toe, en die Bybel leer vir ons, dat die Here Adam en Eva geskaap het. Vriende, dis ons vertrekpunt. Genesis 1 en 2 sê, dat in die begin het God die hemel en aarde geskape. Ons weet dat die Here skeiding gemaak het tussen lig en duisternis. Die Here het baie duidelik vir ons die see daar gestel, die landdiere, en dan het hy vir Adam geskape. Die Bybel sê, hy het vir Adam gesê om name te gee aan die diere. En dan sê die Bybel vir ons, dat die Here het geen een gevind in die diereryk, wat by Adam gepas het nie. En toe die Here 'n diepe slaap oor Adam gebring, en die Here het uit sy ribbebeen vir hom Eva gebou, en toe het hy Eva na Adam gebring, en die Bybel sê dat Adam liries geraak het oor hierdie vrou. En daarom sê die Bybel ook vir ons, die man sal sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. So, baie belangrik dat ons sal sien, dat Adam en Eva die eerste twee mense op aarde was, wat die Here God geskaap het. Toe Adam dan vir Eva sien, lees ons in Genesis 3 vers 20 hierdie woorde, en die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. U sien, Eva het die moeder geword van alles wat lewe. Toe Adam vir Eva beken het, sê die Bybel vir ons, is Kain gebore. En daarom sê die Bybel ook, dat sy die moeder geword het van alles wat lewe. Kain en toe Abel gebore, en later is Set gebore, en baie ander kinders wat gebore is. Net om hierdie saak vir u te bevestig, Handelinge 17 vers 26 sê, en hy God het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het. Hierdie een bloed verwys na Adam en Eva. Die Here het uit een bloed, uit Adam en Eva, het hy dan al die nasies
van die mensdom gemaak. Baie van hierdie kontroversies word tot ruste gelê wanneer ons hierdie waarheid in die Nuwe Testament sien, verwysende terug na die skepingsverhaal waar die Here Adam en Eva geskaap het. En nou sê jy miskien vir my, Gerard, maar jy het tog nie vir my die vraag beantwoord, waar het Kain 'n vrou gekry nie? Kom ek probeer met die as agtergrond om vir u goue antwoord te gee. Die Bybel sê vir ons in Genesis 5 vers 4 hierdie woorde: en die dae van Adam, na die geboorte van Set. Nou wie is Set gewees? Set was die derde seun van Adam en Eva. U sal onthou dat Kain, die eerste seun, het Abel, die tweede seun, doodgeslaan. Waarom? Want die Here het Abel se offer aangeneem en nie Kain se nie. En Hebreërs 11 sê vir ons, waarom het die Here nie Kain se offer aangeneem nie? Want Kain se offer was nie gedoen uit geloof nie. Nadat Kain dan ook vir Abel doodgeslaan het, sê die Bybel vir ons dat Adam het weer by Eva ingegaan en Set was gebore, die derde seun, dan ook van Adam en Eva. Maar nou sê die vers vir ons verder. En die dae van Adam na die geboorte van Set was 800 jaar. En hy het seuns meervoud en dogters meervoud gehad. So baie duidelik is dit dat Kain sy suster as vrou moes geneem het. Dis die enigste ander vroue wat op aarde was. Hy was die seun van Adam en Eva en die susters wat gebore was, hy het met een van hulle getrou. En nou kan jy dadelik vir my sê, maar jak, hoe kan 'n seun met sy suster trou? Hoe kan 'n boetie met 'n sussie trou? En dan wil ek net vir u sê voor u aangaan. In daardie tyd, vriende, was daar nie ander vrouens gewees nie. Tweede plek, in daardie tyd het die Here glad nog nie wetgewing ingestel dat 'n broer nie met 'n suster mag trou nie. Dit kom eers in Eksodus 20 en later. So daar was geen sonde wat gepleeg was nie, die gene was nog reg daarvoor. Onthou, alles het nie met die sondeval eensklaps agteruit gegaan, dat alles gelyk het soos dit vandag lyk nie. Dit was 'n stelselmatige agteruitgaan en ons lees dat die geweldige agteruitgaan in Genesis 6 plaasgevind het toe die sonvloed dan ook gekom het en die Here sekere wette vasgestel het vir sy mense, dat daar nie oor en weer trouery moet wees. 'n Pa mag nie met sy dogter trou nie, 'n ma nie met haar seun nie, en dan ook 'n broer en 'n suster nie, en u kan self gaan lees in die boek Eksodus en Levitikus, dan die sekere reëls wat die Here gemaak het. Die vraag is, hoeveel seuns en dogters kan gebore word in 'n tydperk van 800 jaar, en ek dink daar's 'n hele paar dosyn wat gebore kan word, en dames, as julle ooit kla oor swangerskap, wees bly dat julle nie Eva is nie, want sy was baie keer swanger gewees, en daar was baie kinders wat gebore was. Die Here het ook toegelaat dat haar liggaam dit kon hanteer het, maar die baie belangrike saak is, het was Adam en Eva, en uit Adam en Eva is die menslike geslag gebou, en Kain het dan een van sy susters getrou. En nou kan jy vir my sê, maar hoe is ek so seker van hierdie feit? As ons gaan kyk in Genesis 20, sien ons dat Abraham dan ook vir Sarah getrou het, of Sarah hier soos hy later bekend sou staan. En as ons nou gaan kyk, dan sien ons in vers 12 van Genesis 20, dat sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie, en sy het my vrou geword. Hierdie verbintenis wat Abraham gehad het met Sarai, sou ook later deur die Here verbied geword het, daar in Eksodus 20. So sekere dinge was deur God toegelaat, voor hierdie wette gekom het in Eksodus 20, en daarom kan ons redelik seker wees, dat Kain met sy suster getrou het, en van daar af het die geslag dan ook vermeerder, en die bevolking vermeerder, en die mense op aarde vermeerder, soveel so, dat daar ook later honderde duisende mense op aarde was, toe die sonvloed plaasgevind het in Genesis 6. Jy moet onthou, van Genesis 1 tot en met Genesis 6, praat die kommentaarskrywers dat daar ongeveer so 1400-1500 jaar verloop het. Die Here gee vir ons 'n baie klein ietsie van wat in daardie tyd plaasgevind het. Die boosheid het baie groot geword, totdat die Here dan die mens op aarde verdelg het. En dan sê die Bybel vir ons, Noag en sy vrou, sy 3 seuns met hulle vrou het oorgebly, en van daar af het die wêreldbevolking dan weer gegroei tot waar dit vandag is. Vandag wag ons op die koms van die Here Jesus, waar hy 'n einde gaan maak aan hierdie aardse bestel. Die Bybel sê vir ons waar alles met vuur sal vergaan, en dan gaan die Here 'n nuwe hemel en aarde skep, waarop geregtigheid gaan woon, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. In die nuwe hemel en 'n nuwe aarde, sê die Bybel, gaan ons nie trou, gaan ons nie kinders hê, gaan ons nie leef soos ons nou leef nie, maar ons gaan leef om God te verheerlik in sy heerlikheid. So ek hoop u verstaan die antwoord, ek hoop dit is vir u genoegsaam. Dis die enigste antwoord wat die teoloë oor die eeue kon gee, en as jy die Bybel bestudeer, wat ons dan ook daarin sien, dat Kain met sy suster getrou het,
en dat die wette eers in Levitikus 18 ingekom het, van Exodus tot en met Levitikus 18, dat broers nie met hulle susters kan trou nie, paas kan nie met hulle kinders trou nie. Die Bybel sê, van daardie tyd af het dit sonde geword, en daarom mag ons nie God se wet oortree nie. Maar vriende, groete vir u, mooi dag verder, ons gaan die res van die week bietjie kyk na 'n paar ander gedagtes. Nou ek gaan so bietjie verder met u praat oor die gedagte van die tattoos. Kan 'n mens 'n tattoo op jou liggaam aanbring? Ons gaan bietjie praat oor die sosiale media, ons gaan bietjie praat oor die spreek in tale, en dis die goedjies wat ons hierdie week gaan hanteer. Bid vir my, en ek bid vir u dat die Here vir ons wysheid sal gee. Nie om verdeeldheid te saai nie, maar om wysheid te skenk uit God se woord, om antwoorde te gee vir mense wat ons vra, sodat ons hulle kan heenwys na God se waarheid en God se woord. Groete vir u, mooi dag verder, tada.